Goeiemôre. Gedagte 9. Jesus vou sy kopdoek in die graf. Die idee dat Jesus die kopdoek, sy servet in die graf gevou het na sy opstanding, is in detail uit Johannes 20 vers 6 en 7 wat sê: Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom, dis nou by die graf, né? En hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar dit was eenkant afsonderlik opgerol. Nou hierdie klein detail, die gevoude gesigdoek, dikwels genoem 'n servet. Hoekom het Jesus sy kopdoek in die graf eenkant opgerol? Hoekom? In die Joodse kultuur, as die meester die tafel verlaat en terugkom, dan vou hy sy servet en hy los dit langs sy bord. En dit het aangedui: ek is nie klaar nie, ek kom terug. Maar as hy klaar was, sou hy dit opvrommel en op die tafel gooi. So, volgens hierdie simboliese interpretasie was Jesus wat die kopdoek netjies opgerol het, 'n boodskap aan sy disippels gelos. Ek is nie klaar nie, Jesus, kom terug. Die wederkoms van Jesus is nie net 'n leerstelling nie, né? Dit is 'n belofte gevul met hoop en geregtigheid en die herstel van alle dinge. Hy het eers gekom as die lam, maar hy sal terugkeer as die leeu van Juda om in geregtigheid te regeer. Ja, God word voorgestel as die regter en Jesus Christus is die advokaat wat ons saak moet stel. Aangesien hy, Jesus, reeds die hoogste prys as getuienis betaal het, is daar niemand beter as hy, Jesus, om vir ons in te tree as voorspraak by die Vader nie. Ons kan dus nie meer verhoor word nie, omdat Christus reeds ons saak finaal besleg het. Jesus vereenselwig hom met ons belange. Hy, Jesus, het in ons plek gesterwe, nie net om die sonde te bedek nie, maar om dit weg te neem, sodat dit nooit weer teen ons gebruik sal word nie. Christene moet God se bedoeling van vergifnis aan die hele wêreld uitdra. Sommige sal dit glo en ander sal dit verwerp. Wel, dit is elkeen se keuse. Seën, vrede en genade vir jou geliefde kind van God wat Jesus Christus aangeneem het as jou persoonlike verlosser, vir wie die Here jou God so lief is. Amen.